Daar was alweer groot konsternasie in die groot bos. Bobbejaan het 'n nare ou griep opgedoen iewers. Hy het glad nie lekker gevoel nie. Sy vrou het hom dadelik in die bed gesit en gesê hy mag nie sy voet uit die bed sit nie. Sien jy nou, Bobby? Dit het jy nou van jou rondlopery in die nag. Waar het jy al ooit gehoor van 'n bobbejaan wat in die nag rondloop om kos te soek? Jy weet mos van beter. 'n Bobbejaan moet in die nag slaap, soos baie ander diere, en in die dag moet jy kos soek. Ou Bobby se vrou is baie kwaai. Bom, jy moet nie so met my praat nie, vrou. Ek is die leier van die trop. Sê Bobbejaan, maar hy klink maar swak. Ja, toe nou. Sorg jy net dat jy in die bed bly. Sê sy en gee vir hom nog kruie medisyne. Die ander bobbejane staan hier buite rond. Hulle wil weet wat gaan jy doen oor die wagstaanery vannag. Dis iets waaroor Bobby nou al lank wonder. Maar hulle weet mos hoe werk die tradisie. Die leier van die trop se oudste seun neem mos by sy pa oor, sê Bobby en draai weer om hom te slaap. Maar my ou man, dink jy regtig klein Benny sal kan wag staan vir die nag? Hy's nog net 'n jong seun, sê Bobby se vrou. Jong seun ja, maar hy wil groot wees. Hy moet wag staan, dan sal ons sien of hy regtig so groot is as wat hy dink. Ou Bobby voel glad nie lekker nie. Hy het nie nou lus om hom te bekommer oor wag staan nie. Haar roep vir Benny en sê vir hom ek wil hom sien, sê Bobby vir sy vrou. Toe Benny Bobbejaan hoor sy pa wil hom sien, spring sy hart sommer so. Hy wonder waarom wil sy pa hom sien. Hy het nou seker weer iets gedoen wat hy nie moes nie, en nou gaan hy raas kry. Maar hy weet sy pa wag nie vir hom nie, daarom hardloop hy vinnig na sy pa se rusplek toe. Ja, papa, pa wil my sien, vra Benny versigtig. Ja, Benny, sê ou Bobby. Jy het mos al baie gesien hoe maak ek wanneer ek wag staan op die brandwagklip, né? Ja, papa. En papa is die beste brandwag wat ons bobbejane nog ooit gehad het, sê Benny en gaan sit langs sy pa. Nou ja. Ek voel nie te lekker vandag nie. Ek het koors en ek hoes. Ek sal nie kan wag staan nie. Dis tradisie dat die oudste seun van die brandwag by sy pa moet oorneem om wag te staan. Sien jy kans daarvoor? Vra Bobby. O, ja, papa. Ek weet ek sal 'n goeie brandwag wees. Wanneer moet ek begin? Vra Benny opgewonde. En hy dink net wat al sy maats van hom gaan sê as hulle hoor dat hy wat Benny Bobbejaan is, gaan wag staan op die brandwagklip. Weet jy wat 'n brandwag moet doen nou, seun? Vra Bobby en drink nog 'n bietjie water. Ja, pa, sê Benny ongeduldig. "Oh," sê Bobby. "Nou wat moet 'n brandwag doen? Vertel my 'n bietjie." Benny Bobbejaan dink. Jy moet op die klip sit en rondkyk, en as daar 'n luiperd kom, moet jy blaf en hard skree, "Luiperd!" "O ja," sê Benny. "En as daar niks kom nie, dan wag jy tot die son opkom," sê klein Bobby Bobbejaan. "Oh, maar goed, Benny. Onthou, dis 'n belangrike werk, want al ons bobbejane vertrou op jou dat jy ons veilig sal hou in die nag," sê Bobby. "Nou toe weg is jy." Klein Benny het sommer so breë bors na die brandwagklip toe gestap en ewe pen regop op sy pa se plek gaan sit. "Nou ja, laat ek sien wat gaan nie aan," sê Benny en kyk ver oor die groot bos se vlakte uit. Alles is stil en rustig. Ek dink dit gaan maar 'n stil aand wees. Die bos is doodstil. Almal gaan seker vroeg slaap vanaand want dit is baie warm. Dit was nie lank nie, toe begin Benny gaap. Ek sou eerder vanaand in my bed wou slaap as om hier te sit en rondkyk. Dis nie 'n lekker werk nie. Dis darm nie koud nie, maar die muskiete is lastig. Benny het nog so gesit en ginnig gaap, toe hy besef hy's nogal honger. Ag, Benny, jou domkop, praat hy met homself. Jy moes vir mamma gevra het om vir jou kos saam te gee. Nou sit jy hier sonder water of iets om te eet. Dit was nie lank nie, toe begin hy speel met klippies. Hy gooi die plat klippies van die bakkraans af en kyk hoe ver hy kan gooi. Net toe kom Jan Bobbejaan by hom aan. "Ai Benny, jy moet wag staan, jong. Jy mag nie die klippe by die bakkraans afgooi nie. Net nou is daar iemand daaronder en dan val die klip op sy kop. O, jong, ek sien jy sit in 'n ginnegaap. Hallo Jan, jy kom asof jy gestuur is. Ek is so honger, ek kan 'n boom opeet. Het jy nie vir my iets om te eet nie? Vra Benny. Jy mag nie hier sit en eet nie, Benny. As jou pa jou sien eet hier, is jy in 'n groot moeilikheid," sê Jan sag. "Ag, hy's siek in die bed. Moenie nou loop nie, ek is alleen hier. Ek's baie verveeld," sê Benny. "Maar jy weet mos hierdie is 'n vervelige werk. Hoekom het jy gekies om te kom wag staan vanaand?"
vra Jan nuuskierig. Ag, ek het nie 'n ander keuse nie, my pa is die leier van die trop. En omdat ek die oudste seun is, moet ek dit doen. Kan ons nie iets speel nie? Vra Benny. Ooh, jong, ek sien hier kom moeilikheid vanaand. Jy kan nie speel en wag staan nie. Sê nou maar net jy kom 'n luiperd aan. Wat gaan jy dan doen? Dan skree ek hard, luiperd, luiperd! En dan kom die groot Bobbejaan oomies en draai ou luiperd se nek om. Sê Benny trots. Dis nie so maklik nie. Jy moet goed kyk, anders te sien jy nie vir luiperd nie. Sê Benny bekommerd. Ek gaan eerder slaap. As iemand my hier by jou sien, is ek in net sulke groot moeilikheid soos jy. Nee, dankie. Sê Jan Bobbejaan en stap terug na sy huis toe. Benny Bobbejaan was skaars weg, toe storm 6 groot Bobbejaan mannetjies op Benny af. Hey, waar is hy? Waar is hy? Waar is hy, jong? Vra die een. Wie oom? Vra Benny. Die luiperd. Jy roep dan luiperd, luiperd, waar is hy? Nee, hier is nie 'n luiperd nie oom, dis net ek wat hier is. Ek het nie 'n luiperd gesien nie. Sê Benny ewe onskuldig. Nou kom skree dan luiperd, luiperd, as daar nie 'n luiperd is nie. Sê die Bobbejaan mannetjie kwaai. O, dit ag nee wat, oom hulle kan maar weer gaan slaap. Ek het net geoefen vir as hy dalk een aankom. Sê Benny ewe onskuldig. As jou pa dit hoor, trek hy jou velle af en ek gaan hom nie keer nie. Sê die een Bobbejaan oom weer kwaai. Kom julle, kom ons gaan slaap weer. Hierdie kereltjie weet niks van brandwagwerk af nie. Sê hy, en die Bobbejaane volg hom om weer te gaan slaap. Ook maar 'n klomp knorpotte. Hulle dink omdat hulle groot en sterk is, hulle kan vir my sê wat om te doen. Ek is die brandwag se seun, sê Benny en stap na die rand van die bakkraans toe. Net toe hy wil omdraai om weer te gaan sit, sien hy vir luiperd teen die steil paadjie van die bakkraans uitklim. Arme Benny skrik hom byna boeglam. O, liewe aapstert, nou sal ek regtig moet skree, sê Benny. Maar hy is so lam geskrik dat hy glad nie weet wat om te doen nie. Hy kan sien ou luiperd is nou al amper heel bo. Luiperd, luiperd, skree Benny benoud, maar o wee, niemand kom nie. Hulle dink seker hy oefen weer om te roep. Toe skree hy weer, luiperd, luiperd, jy moet kom, hy's amper bo. Benny is nou so bang dat hy omtrent wil huil. Net toe kom Bobby Bobbejaan half deur die blare daaraan. Waar is die karnalle, Benny? Vra Bobby en voel sy kop draai nog van die koors. Ja, papa, hy klim teen die voetpaadjie uit, hy's al amper bo. Boom! Blaf Bobby Bobbejaan so hard as wat hy kan. Hy het nog nie klaar geblaf nie, toe is die groot sterk mannetjie Bobbejaane by hulle. Hy's besig om op te klim met die steil paadjie teen die kraans, sê Bobby. Kom ons verwiller hom met 'n paar groot rotse. Die Bobbejaan ooms het elkeen 'n groot rots opgetel en dit teen die kraans afgerol. Toe ou luiperd sien hoe die rotse afgerol kom, het hy net een sprong gegee, toe is hy weer op die grond en hy hardloop vir al wat hy werd is. Daardie dag het Benny Bobbejaan 'n baie groot les geleer. En hy onthou skielik hoe oupa uil eendag by die bosskool gesê het: "Jy moet nooit wolf, wolf skree as daar nie 'n wolf is nie, want niemand sal jou dan weer glo as daar regtig 'n wolf kom nie. En wanneer daar regtig 'n wolf kom, dan sal die wolf jou vang en dan is dit klaar praat met jou, want niemand sal kom om jou te help nie." 'n Koue rilling loop teen Benny Bobbejaan se ruggraat af, want hy besef die luiperd het hom amper gevang as sy pappa nie daar opgedaag het nie. Ja nee, hy het nog baie om te leer voordat hy 'n ware brandwag sal kan wees. En sulke werk is nie vir klein Bobbejaantjies nie, dis 'n groot Bobbejaan se werk.